net vir julle almal sê baie welkom. Julle sal agterkom, daar was nie so kort hyperactive mannetjie wat vir julle gegroet het vanoggend nie. Dit is nou JT, hy is nie hier vanoggend nie. Hy is 'n bietjie weg met 'n afnaweek wat vandag begin tot so Dinsdag toe. So hulle is 'n bietjie in Hermanus en rus so 'n bietjie. Shame, die man was baie siek geweest hierdie week, maar so dis eintlik 'n goeie rus vir hom en dis eintlik lekker vir hom en ons gun dit vir hom. So ons is baie excited vir dit. Maar dan, net gou om vinnig vir julle te sê van goedjies wat gebeur in die volgende tyd. So die eerste ding wat ons net vir julle wil noem is wat ons eintlik wil celebrate is dat volgende jaar skop ons nou af met Metamorpho wat ons gap year proses is hier in Stellenbosch. En dis al vir jare aan die gang in Pretoria en ons het Vrydag wat verby is, het ons oop dag gehad en ons sit altyd saam met in persoon en online al so 13 studente wat al baie keen is vir dit. So ons is baie opgewonde vir wat die Here wil doen hier in Stellenbosch met dit ook. Dan nog 'n ding, ons aanddienste vanaand. Vanaand is ons laaste aanddiens. So dit sluit, so ons het nou voor die tyd gechat, dis net die laaste paar studente wat nou nog daai tweede opsies of tweede geleenthede moet skryf wat hier so nog is en hulle het baie gebed nodig blykbaar. So maar meeste van hulle is al in afval weg, soos jy weet van studente. Sê vir hulle ons is klaar vir vanaand. Vanaand is ons laaste aanddiens. Van die studente is al so 2 weke terug, 3 weke terug, toe sê hulle vir ons hulle sien ons eers weer 22 Julie. Julle, dit is verskriklik, dit is lekker. Ek sê net vir hulle net begin werk of iets doen, want die lewe gaan hulle slaan met 'n graaf in die gesig as hulle dink dit is hoe dit gaan werk, want hulle begin werk. En dan die ander ding is net vir julle wat kinders het, die Doxedo Kids het die 23ste en die 30ste Junie, het hulle slegs, as gevolg van die vakansie en skoolvakansie en alle goedjies, het hulle slegs tydens die tweede diens, net Doxedo Kids. Daar gaan toesig wees vir die eerste diens, maar as jy kom, die uitgewerkte program wat hulle gaan hardloop, gaan gebeur slegs tydens die tweede diens. Na die 30ste gaan dit weer aangaan en hulle gaan weer hulle ding doen, soos wat hulle normaalweg doen met al twee dienste. Nou so gepraat so van kinders, mense het my gevra voor die tyd, of ek ook al daar is, ek is nog nie, so dis nog nie gelukkige Vadersdag vir my nie, maar gelukkige Vadersdag vir die paas wat hier so is, en ek dink die amper paas ook. So, ons is baie excited, Shame, hulle het so 3 weke, as hulle net gesê het, so ek sê vir hulle moet nou al die slaap inkry wat hulle kan inkry, maar ons wil net 'n oomblik vat, waar ons vir al die paas wat hier so is vandag, net 'n oomblik vat waar julle kan opstaan, want ons wil vir julle eerstens gou 'n kaartjie in julle hande sit, en soos wat die kaartjie in julle hande gesit is, gaan ons net vir julle bid ook, en so ek wil vir julle vra, al die paas, staan asseblief op, nou moet julle vrymoedig wees, daar sy, al die paas, daar sy vat, jy kan maar regtig ook staan, asseblief. Ja, so die ding is, die geskenk wat ons bestel het, is 'n meganisme tipe ding, en daar's nog 'n part waarvoor hulle gewag het, so daai is 'n IOU, en dit beteken net die geskenk is op pad vir julle, maar ons is baie opgewonde ook oor die geskenk wat julle gaan kry, maar as we net so 'n oomblik vat, waar ons vir julle gaan bid, en net vir julle afsonder, so, Here, dankie vir al die paas in ons lewens, dankie vir die vaders in ons lewens, Here, dankie vir die paas ook wat daar is, en Here, dankie ook vir paas wat invest het in ons lewens as jonger generasie, Here, dankie vir paas ook wat soveel ingesit het in ons lewens, Here, ons dink ook vandag aan die paas wat nie meer met ons is nie, maar Here, mag ons ook net besef van alles wat hulle vir ons gedoen het, en Here, mag U net elke pa wat hier is vandag, net afsonder, Here, mag U vir hulle krag gee, mag U vir hulle wysheid gee, mag U vir hulle 'n nuwe motivering gee om aan te hou doen wat hulle doen, om in te saai in die volgende generasie. En Here, dankie vir die blessings wat U geplaas het in ons lewens, en Here, mag U hulle net seën, mag U hulle vat van geloof tot geloof, Here, mag U hulle vat van krag tot krag. En Here, mag ons regtig net sien hoe U hand ook net oor hulle is, as ons leiers, vir die volgende generasie wat kom. Here, ons aanbid U daarvoor, en dankie vir elke pa in ons lewens. Amen. Amen. So, ons het so 'n paar weke terug toe doen ons 'n ysbreker vir ons worship teams wat ons 'n investment voor gedoen het, en ons vra toe, een van die ysbrekers wat ek vir die ouens vra, is toe ook die persoon wat die meeste vir jou beteken het in jou lewe, of vir jou geleer het in jou lewe, en dan blank, en dan moet hulle dit sê, en dan die persoon wat hulle vir jou geleer het, en so wat ek hoor by elke groepie, so wat hulle opgedeel het, dan hoor jy net by elke groepie, kom almal se antwoorde uit, en almal is net my pa, my pa, my pa, en dit is so special, en dit is so 'n amazing rol, en iemand in die eerste diens het ook gesê, een van die paas het gesê, dit is 'n amazing titel om te dra,
So ons is regtig baie dankbaar vir elke pa. Nou vanoggend gaan ons 'n bietjie die dinge 'n bietjie anders te doen. Julle het nou gehoor JT is nie hierso nie. So dan beteken dit die worship leier is nou die worship pastoor/pastoor en hy moet nou preek en hy moet nou worship lei en al daai dinge. So dit is net makliker as ons so 'n bietjie gaan reverse. Maar ook julle het al agtergekom, ons is nooit, jy kan ons nooit in 'n boksie sit vir hoe ons programme lyk nie. Maar ons is in hierdie reeks wat ons noem luister. En in die eerste week het JT 'n bietjie met ons gepraat oor en hy het net kom bevestig die feit dat die Here praat nog steeds. Dit was die eerste ding gewees en in die tweede week het Rick Mouser ingekom en hy het so 'n bietjie gepraat oor stumbling blocks of hindernisse wat daar partykeer in ons pad kan staan wanneer dit kom by om die Here se stem te hoor. En toe het hy ingegaan in die hele feit van dat daar stepping stones ook is wat ons dit kan oorkom. So en in verlede week toe het JT ingekom en hy het ingeklim so 'n bietjie in Gideon se storie en hy het gepraat het oor die feit dat ons kan actually vra vir bevestiging. So ek wil jou regtig aanmoedig, gaan op ons YouTube channel, al die video's is daar so waar jy die preke kan sien en waar jy dit kan sien en vandag sien en ook sal gaan kan sien teen vanmiddag. En wat jy weer kan inklim in dit in en kan volg met ons en saam met ons deur dit gaan, want vandag gaan ons praat oor die feit dat ons moet, ek moet net hierdie baby aansit, as hy. Hoe is ons goeie rentmeesters van God se woord? Nou, God se woord, eerstens as dit kom by sy geskryfde woord, die Bybel, is natuurlik vir ons baie belangrik. En ons moet inklim in dit, en ons moet dit leer, en ons moet mediteer op dit, en ons moet tyd spandeer in dit, en ons moet invest in dit, sodat ons dit kan leer, sodat ons sal ken. Maar vandag gaan ons 'n bietjie praat oor hoe is ons goeie rentmeesters van God se gespreekte woord, sy spoken word. En ek het dit net nie so presies ingesit nie, want niemand van ons is so Afrikaans nie, of ek wil ook nou nie mense in 'n grammatiese sin ontstel het as ek Engels gemeng het nou daarso met die Afrikaans nie. Maar hoe werk ons met dit en wat doen ons met dit wanneer ons actually nou God se stem hoor? Want ons het nou in die eerste 3 weke established dat hy actually met ons praat en hoe kan ons hindernisse oorkom en dat ons kan bevestiging vra vir dit. Wat inpas by vandag se woord met dit. Wanneer dit kom by hoe is ons goeie rentmeesters van God se woord. Nou, as ons die woord rentmeester hoor, dan hoor ons baie keer, ons dink net aan finansies en ons het natuurlik baie goeie beginsels of strategieë of enigiets wat ons in plek sit om seker te maak ons is goeie rentmeesters van ons finansies, ons sit goeders in plek om seker te maak ons is goeie rentmeesters van ons besittings of ons skatte en ons het ook goeie beginsels wat ons in plek sit om seker te maak ons bestuur of rentmeester ons tyd ook baie goed. Nou, om vandag 'n bietjie te praat oor hoe is ons goeie rentmeesters van God se spoken word, is die eerste beginsel, en ek wil so 3 beginsels vandag vir julle neersit rondom dit, en die eerste een is bestuur of steward wat jy hoor. Nou, soos wat ek nou gesê het, ons het soveel keer beginsels wat ons in plek sit vir ons finansies en ons finansiële wêreld. En Jesus praat pertinent oor dit in Lukas 6, en hy praat oor ons finansies, en hy klim in met die ouens oor dit, en ons almal ken hierdie, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over, with no space left for more. So dis die lekker ding van die Amplified ook, hulle gee vir jou sulke dieper verduidelikings van wat daar aangaan. En dan sê dit, with the standard of measurement you use. So dit is wat ook al jy doen met wat jy het, wat ook al jy met dit doen. So when you do good to others, it will be measured to you in return. So daar is die frase wat Jesus gebruik as dit kom by ons finansies. Maar hy gebruik dieselfde frases in Markus wanneer dit kom oor wat jy hoor. Die woord wat ons ontvang van God af. So in Markus 4 vers 24 tot 25 sê dit, then he said to them, pay attention. En belangrike ding, daai pay attention is baie keer ook, in party vertalings is dit die woord heed, en ons gaan nou daar inklim met dit, maar pay attention to what you hear. By your own standard of measurement, that is to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom. Nou dit beteken ook wat jy hoor, wat doen jy met dit, waar klim jy in, hoe werk jy met dit. It will be measured to you and you will be given even a greater ability to respond and more will be given to you besides. So, soos wanneer God met ons praat,
wat doen jy met dit? En hoe meer ons doen met dit en hoe ons actually respond op dit, hoe meer sal God vir ons teruggee in dit. Dis daai selfde beginsel as dit kom by ons finansies. Nou, ons almal wil God se stem hoor. Ons almal soek dit in ons lewens. Ons almal wil weet en hoor wanneer hy met ons praat. Maar soveel keer is ons is skok of ons is onseker wanneer hy praat. Want ons weet nie hoe lyk dit nie, ons weet nie hoe klink dit nie, en ons spandeer nie genoeg tyd in dit nie. En soveel keer, ons verwagting is, hy moet met ons praat, maar ons weet nie hoe klink dit nie. So dieselfde ding is, dit laat my dink aan stories wat ek al gehoor het, as mense net bid, en hulle bid en hulle vertrou die Here vir 'n deurbraak, of 'n genesing, of enigiets soos dit, en dan doen die Here dit actually, en dan is hulle geskok. Dan sê soos, kan jy glo, die Here het vir my nou dit en dit en dit gedoen. En dan is dit soos, maar jy het gebid daarvoor. So, ja, ek kan dit glo. Jy het die Here vertrou vir dit. Nou, dieselfde is dit wanneer dit kom by God se stem. Ons moet reg wees vir dit, ons moet dit verwag, en ons moet nie geskok wees of onseker wees nie. Nou, ons gaan eers net inklim in 'n paar maniere van hoe die Here actually met ons praat. Nou, ek het vandag net 7 maniere op, van hoe die Here met ons praat, maar daar is natuurlik baie meer. Daar is natuurlik verskillende maniere, en van hierdie goeders cross-reference in mekaar in, en hulle werk saam met mekaar, maar hierdie is baie algemene maniere hoe die Here met ons praat in ons alledaagse lewe. En die eerste een is sy woord. Ons het nou gesê, dit is die belangrike ding van sy skrif. En ek het vir julle skrifverse by elke punt, sodat jy 'n fotootjie kan neem aan die einde van dit, en jy kan dan later in die tyd kan jy dan 'n lekker navorsing gaan doen oor dit, en jy gaan inklim in hierdie stukke woord. Maar in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, dan sê dit, alle skrif is geïnspireer deur God. 'n Volgende manier hoe God ook met ons praat, is gawes deur mense. So dit is wanneer mense vir jou profeteer, wanneer daar profesie is, wanneer mense vir jou woord gee. En jy sal baie keer al beleef, Marilet, wat JT se vrou is, sy sal baie keer tydens worship of so, sal sy hier tussen die gange rond beweeg, en sy sal by mense gaan stop, en sy sal vir mense sê, maar ek ervaar die Here sê, dit en dat en dit, en vir mense woord gee, of na die tyd sal sy jou dalk duik, so wat jy uitloop, en sy sê, wow, ek wil net vir jou ietsie sê. En 'n belangrike ding is, dit kom by dit, en hoe dit aanheg by 1 Tessalonisense 5 vers 19 tot 21, is daai woordjie wat sy sê, ek ervaar die Here sê. As dit kom by profesie, die belangrikste ding is, dat ons altyd sal besef en weet, dat dit is iets wat jy ervaar, die Here sê. As dit in lyn is met sy woord, great. As dit in lyn is met God se karakter, great. Dan kan jy sê, die Here sê, daar, dit. So, maar, wie is ons om te sê? Wie is jy om te sê, maar die Here sê, dit is so. As dit in lyn is met sy woord, yes, great. En dis waar dit inkom by 1 Tessalonisense, waar daai skrifvers, ons almal ken dit baie goed, dit eindig met beproef alles en behou die goeie. Nou soveel keer as jy jonger is, het jy dit gebruik as 'n justifying tool vir een of ander ding wat jy wou gerook het of gesnyf het of gedrink het, en ja, dit alles het een keer probeer, en dan beproef ek net alles en ek behou dan net die goeie. En dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat die konteks is van die skrif nie. En jy het juist verlede week so goed ingeklim in hoe maklik ons die skrif kan manipuleer om dit te laat pas in ons wêreld. Maar die konteks is baie belangrik. Dit het gepraat oor profesie. Dit het gepraat oor as iemand vir jou woord gee, gaan toets dit. Is dit in lyn met God se woord? Is dit in lyn met God se karakter? En dan, as dit nie is nie, cheers, sê vir hom, bye. Maar dit wat wel is, ons behou daai goeie. Dit is waaroor dit gaan. Dan, 'n volgende een is goddelike advies of goddelike wysheid. Jakobus 1 vers 5, dan sê dit ook, vra God vir wysheid en hy sal dit vir jou gee. Dan, die volgende een is, bevestiging deur meer as een mens. Nou, ons almal ken ook JT se storie wat hy ook verlede week vertel het, waar hy die Here vertrou het vir bevestiging oor hulle skuif van Pretoria af Kaap toe. En hoe hy vir die Here gesê, die Here het met hom gepraat oor dit, en hy vir die Here gesê toe, eventually maar, Here, gee dan net vir my bevestiging, gee vir my antwoord. En hy het ingeklim in God se woord, se eerste manier hoe hy met ons praat, en JT lees toe van die bevestiging.
En in daai week word dit vir hom bevestig deur 3 verskillende mense in daai oomblik. Maar ook, belangrike ding is in Spreuke 11 vers 14, dan sê dit, where there's no counsel, people fall. But in multitude of counselors, there is safety. En dis die belangrike ding. Dan die volgende een is natuur. Kyk, en Vrydagoggend is ek daar in Meisenberg vir 'n radio-onderhoud en oor een van ons songs wat ons nou release het en ons kyk daar uit oor die Meisenberg kus en jy sien hoe die son opkom oor daai berge en jy sien die Meisenberg hier so teen jou, hoe die son teen dit begin skyn. En ek sê ook vir die ou daar, as ek kyk, vir ons wat in so 'n mooi plek bly soos hier in Stellenbosch, ek kyk, dit is maklik om die Here te dien in 'n plek soos dit. Ek dink ook dis hoekom baie mense van Pretoria af afskuif Kaap toe, want dit is net makliker om die Here hier te ervaar. Dit is net so mooi. Maar Psalm 19 vers 1 tot 4, dan sê dit ook daarso dan sê dit, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim his handiwork. Ons 'n gedeelte in die woord ook waar God met Jesus praat en mense sê ook in dit dan sê hulle het of 'n stem gehoor of hulle het donder weer gehoor. So daar's soveel verskillende maniere hoe die Here met jou kan praat ook deur natuur. Volgende een is drome. Dis vir my persoonlik ook en ons sal 'n bietjie later inklim in my getuienis rondom dit ook, maar in Joel 2 vers 28 dan sê dit, your old men shall dream dreams and your young men shall see visions. En ek dink die belangrike ding is ook wanneer dit kom by drome. Drome is 'n baie interessante manier hoe die Here met jou kan praat, want daar's een ding wat ons noem ons onderbewussyn, wat baie keer net nie wil, hy kan nie af nie, hy's altyd daar. Dis as jy sit in 'n meeting en jy sit jou foon op vibrate in plaas van silent en dan sit soos 'n persoon wat jy's in 'n gesprek met iemand en dan sit hierdie persoon wat ja, die hele tyd net wil inmeng in jou gesprek en dis dieselfde as dit kom by ons drome. Dieselfde as dit kom by enigiets wat ons doen, ons onderbewussyn is die hele tyd daar. En net voordat jy gaan slaap, het jy dalk miskien 'n interessante movie gekyk of 'n weird YouTube video of jy het te veel sushi geëet of daar was net iets wat jou hele chemiese reaksies wat hier binne aan die gang is, net bietjie opgeneek het en daarom kan jy klomp verskillende goeters droom en jy kan random goeters droom. En die ding is, met dit is dan wel die belangrike ding waar ons praat vandag, is dat jy moet dit gaan toets. Jy moet gaan sit by die Here, gaan vra vir bevestiging, gaan skryf dit uit, gaan vra en gaan kyk, is dit in lyn met God se woord, is dit in lyn met God se karakter? Dan, die volgende een is innerlike oortuiging. Nou, jy kan 'n lekker fotootjie daarso neem van hulle, maar Johannes 10 vers 1 tot 16, dan verduidelik Jesus ook daar die hele stuk, en daai hele stukke verduidelik hy hoe die Heilige Gees met ons hart praat. En dit is waar ons praat vandag. Is wat doen ons met wanneer hy met ons hart praat? Wanneer hy met ons letterlik praat. Nie net ons lees sy woord nie. Nou, 'n mooi stuk ook is in Habakuk in Hebreërs 8 vers 10 tot 11, dan sê dit, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor or each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. So, hy sê hierso, dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet weet wat sê God se woord, want hy gaan die hele tyd met ons praat in ons essence, in ons verstand, in ons hele verstand, in ons hele hart. En die belangrike ding is van dit, dat ons sal fokus op dit en hoekom ons moet tyd spandeer in dit. Want ons lewe in 'n wêreld waar daar soveel stemme ook is. Ons lewe in 'n wêreld waar eerstens het jy God se stem, right? Jy het die vyand se stem. Jy het die wêreld se stem. Jy het die stem van kultuur wat elke keer verander. Dan het jy die stem van jou familie, jy het die stem van vriende en dan ook nou nog die ergste een van alles, jy het jou eie stem ook nog. Wat net so 'n bulgertjie kan wees as dit kom by enigiets wat jy doen. En dit is die belangrikheid daarvan. Want ons sal fokus op dit, want ons sal fokus op God se stem. Nou, die tweede een. Bestuur of steward hoe jy hoor.
Nou, daai selfde frase waarmee Jesus begin in Lukas 6 en in Markus 4, gebruik hy ook later, maar in Lukas 8, en hy verander net een woordjie in die begin, en hy sê, so be careful how you listen. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given, and whoever does not have a longing for truth, even what he thinks he has, will be taken away from him. En dis groot woorde daai. Dis groot woorde, want wat doen ons met dit? Gaan soek ons, gaan klim ons in God se woord, sodat ons 'n teachable heart kan hê, sodat ons kan seker maak, ons kan leer uit hierdie situasie uit, kan ons gaan soek vir daai waarheid, vir God se wysheid, vir sy openbaring in dit. So, kom ek vat 'n voorbeeld. As die Here vir jou sê, jy gaan duisende mense, jy gaan met duisende mense werk, of jy gaan duisende mense bedien eendag. Waar lê die fokus vir jou in daai sin, in daai vraag? Is die fokus jy? Kyk hoe great jy gaan wees, dat jy duisende mense kan bedien? Of lê die klem dalk vir jou in dit, dat, wow, 1000 mense gaan die geleentheid kry, om die openbaring te kan ontvang, van hoe goed God is. En dalk miskien is dit ek wat dit gaan doen, dalk miskien is dit ek wat net luister, en woord gee vir iemand, of iemand wie ek besig is om te mentor, en daai persoon gaan dit actually doen, maar jy is sensitief gewees in hoe jy luister. En jy is net gehoorsaam in dit, en jy het net gereageer op dit. En die ding is, baie keer soek ons altyd hierdie groot Mufasa oomblikke, waar Simba net daar staan, en hy is onseker, en jy het Mufasa wat net soos hierdie verskynsel maak uit die hemel uit, en of jy soek hierdie groot prentjie, of jy soek hierdie diep stem, en jy soek hierdie Simba oomblik, waar die Here net met jou praat, en hy sê vir jou al hierdie dinge, en hy gee vir jou soveel duidelikheid. Nou soek jy die groot woorde, maar die ding is, wat doen jy met al die klein woorde? Wat doen jy met al die klein moments, hoe die Here met jou praat in dit? En weer eens, om terug te kom na ons finansies toe, ons finansiële wêreld, wanneer jy nie kan getrou wees met die klein, of met die bietjie nie, wat laat jou dink jy gaan getrou wees met die groot, of met die baie? Selfs as dit kom by God se woord. Nou, as ons gaan kyk na Josef se storie. Nou, Josef kry hierdie droom, waar sy broers voor hom gaan buig, en wat doen hy met hierdie droom? Eerste ding wat hy gaan doen is, hy gaan vertel sy broers. Nou, vir die wat wonder, ek is nie 'n enigste kind nie. As julle gewonder het, of wat dalk iets fout is met my, of die goeders wat fout is met my, is nie as gevolg van dit nie, daar is ander issues, moet nie worry nie. Ek joke, daar was nie, ek is okay, ek beloof ek is okay. Maar, ek het 'n 7 jaar ouer broer. Nou, 'n lekker ding is, Andrei wat altyd hier voor sit, hy het altyd so 'n manier om jou te groet, wat hy vir jou sê, hallo grootseun. En jy voel altyd so goed oor jouself, so jy voel altyd so lekker. Nou, ek is nie baie lank nie, maar ek is nogals breed. Nou, as jy nog iemand breër en groter wil sien, dan is dit nou my 7 jaar ouer broer. So, as ons langs mekaar stap, het lyk soos ek 2 stoordeure, wat so langs mekaar staan, en ook as jy, prys die Here, ons het 10 jaar laas seker saam agter in 'n kar gesit, maar die bemarking van daai kar sal sê, daar kan 3 mense sit, ons sal sê, challenge accepted, as ons 2 daar agter sit, daar is nie plek vir nog iemand nie, hoor. Nou, as ek so iets vir my broer moes gaan sê, hy sal my vou. Hy sê vir my gesê, wie dink jy is jy? En in daai geval, en in daai konteks, kan ek definitief verstaan, hoekom sy broers gedoen het, aan hom, wat hulle gedoen het, hulle het hom of in 'n put gegooi en toe verkoop. My broers sal dit met my ook gedoen het. Hooplik sy goeie geld gekry het, maar goeie vleis. Maar, hy gaan vertel hierdie droom van sy broers, en hierdie aksie is nie wat hy gedink het gaan gebeur nie. Die issue was oor hoe hy gehoor het. Die ding was, en die fokuspunt was, dit was 'n droom vir hom, van God af, wat vir hom gesê het, jy gaan eendag in 'n plek van leierskap wees, waar jy mense kan dien. Die hele punt van leierskap is nie om te kyk hoeveel mense jy kan gather, om jou te dien nie. Die hele punt van leierskap is om te kyk hoeveel mense jy kan dien. Leierskap is om te dien.
En die Here sê vir hom daar, jy gaan die geleentheid hê om jou familie eendag te kan dien in dit. Nie jy gaan 'n geleentheid hê waar jy groter is en hoër is en jou familie gaan voor jou buig nie. Maar jy gaan nie die geleentheid hê om leierskap toe te pas en hulle te kan dien. Want soms vat ons God se woord en ons wil dit maak werk in ons planne. Ons wil dit laat werk in ons tyd, op ons manier en gefokus op onsself. En soveel keer vat ons die fokus net na self toe. En ek dink waarop ons wil fokus en wat ek vir jou wil vasmaak ook oor die hele self storie. En ons almal ken hierdie ook baie goed. Wat in Jakobus 4 vers 6 tot 7 dan sê dit God is egter besig om steeds meer genade te gee aan hom om aan hom getrou te wees. Nou ons is great, ons is vir dit klink fantasties. Meer genade, meer genade, meer genade. Dit is 'n fantastiese storie. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af weggaan. Nou, jy sal sien die woord weerstaan gebeur 2 keer in daai 2 verse. En die ding is as dit kom by die Grieks, baie keer hoe die goeters geskryf is in daai tyd, die konteks van alles was eerstens, hulle het of 'n militaristiese agtergrond gehad of 'n militaristiese gelykenis gebruik of betekenis gebruik vir die woorde wat hulle gebruik het, of hulle het 'n sportiewe gelykenis gehad. En die woord weerstaan wat hulle hierso gebruik het, was uit 'n sportiewe agtergrond. En wat dit letterlik beteken het, daai weerstaan, was om op die opponerende span te speel. So, God se span, die WP, Stormers. Ek weet hulle het dit nie gemaak en die sê mens nie is okay. En die bulle is deur, ek weet, maar die bulle is in die onderste span, so met die duiwel. Maar, sorry, ek moes dit net inbring. Die opponerende span. Maar, lees daar wat hy sê, van God weerstaan hoogmoedige mense. Hy speel in die opponerende span, as dit kom by hoogmoedige mense. Nou, in die koninkryk, vir ons wat lewe elke dag in ons journey, en ongelukkig wou ek baie graag 'n rugby reference gebruik het, maar ek kan nie, want in rugby noem mens dit offside, en obstruksie, maar so ek gaan ongelukkig die voorbeeld met gebruik van American football. So wie van julle, ek weet julle weet, die wat nie weet nie, dit is 'n sport wat hulle daar speel in Amerika vir klein dogtertjies met soveel pads wat hulle dra en sulke groot helmets. Maar in American football het hulle gewoonlik so 'n paar vetties wat voor staan, sulke groot seuns. Nou, hulle word genoem blockers. Nou, in die koninkryk sê God vir jou, hier is die bal. Jy kan hardloop met dit. Maar bly net agter my. Laat ek net voor hardloop en ek kan keer en ek kan blok vir wat ook al in jou pad kom. Luister net vir my, bly net by my, bly net agter my. En in die begin is ons dalk baie keer soos onvermoedig en ons is net soos nee Here, ek kan nie dit doen nie. Ek is nie qualified genoeg nie of ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En die Here sê bly net agter my. En jy sê okay, sharp Here, ek sal net hier bly en ek sal net bly pikkel hier agter u en net seker maak u doen nie ding. En dan eventually kom jy op 'n plek en dan sê jy soos hey, it's a touchdown. Ons het geskoor. Dit gaan goed. Life group het goed gegaan, ek is nou 'n fasiliteerder, ek is nou 'n leier, ek is nou deel van 'n span, dit gaan goed, alles het goed gegaan. En dan kom 'n volgende geleentheid waar die Here sê, maar hier is die bal, hardloop met dit, bly net agter my, en jy is net soos, nee, Here, ek het dit, hou my pillow nie, ek is sharp, ek het dit, jy hoef nie, Here, sit hier so 'n bietjie een kant, ek het dit mos nou al gedoen, ek het al sukses gehad in dit, so, ek het dit, moenie worry. En wat daar so staan, God weerstaan die hoogmoedig is. Ewe skielik is God nie meer voor jou nie, maar ewe skielik staan God aan die ander kant. En hy sê vir jou, kom. En dit gaan nie kan gebeur nie. En dan, 'n groot ding is wat mens kan uitvat uit hierdie uit. Veral daar van vers 7 af. Jy gaan nie die duiwel kan weerstaan, wanneer God besig is om jou te weerstaan. Jy het God se genade, sy liefde, sy guidance, sy woord, sy wysheid nodig om die duiwel te kan weerstaan.
Om daai leuns wat die duiwel wil inplant in jou lewe, moet jy net en kan jy net vervang met God se waarheid. Dit is hoe jy dit oorwin. Dit is hoe jy hom gaan weerstaan. So jy het God se waarheid nodig in dit. Dan, die derde een is gee aandag aan wat jy hoor. En dis waar ons inkom met die deel wat ek vroeër gesê het van wat in Lukas en in Markus gebeur het, waar in van die vertalings het hulle gesê het heed. Waar heed beteken pay attention to, take notice of, or take careful attention. So, ons het nou establish, kom ons fokus op wat ons hoor, kom ons fokus op hoe ons hoor. Maar nou sê die Heer, maar in dit, kom ons gee dit aandag. Jy het nou die goeie behou. Nou kom ons klim in dit in. Kom ons gee aandag aan dit. Kom ons gee aandag aan sy woord. Kom ons luister op dit. En kom ons reageer op dit. Nou, ons almal ken Jonas se storie. Die Here praat met hom letterlik. Soos dit was God se audible voice wat met hom praat. En die Here het vir hom hierdie boodskap gegee te sê maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe. Praat ernstig met hulle, want ek het hulle slegte lewenswyse raak gesien. In party vertalings sê dit ook, hulle boosheid het voor my aangesig opgekom. En dan sê dan in vers 3, maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan, om van die Here af weg te kom. Hy het afgegaan na die kus toe, na die hawe van Joppe. Daar het hy 'n skip gekry wat Tarsus toe sou vaar. En hy het 'n kaartjie gekoop en hy het aan boord gegaan. En Jona het gehoop dat as hy in 'n westelike rigting gaan, hy van die Here af sou wegkom. Nou, eerstens, die realiteit is, God is altyd by ons. Ons weet dit en ons glo dit. Maar die realiteit is ook, partykeers voel hy ver. Partykeers voel dit vir ons ver. Partykeers voel ons kan hom nie hoor nie. En dis menslik, dit is 'n realiteit, dit is normaal. En die ding is ook, Jona het nie die Here se stem gehoor, tot en met wanneer hy in die vis se maag eers weer gebid het nie. Hy het vir 'n lang tyd nie die Here se stem gehoor nie. Die Here het nog steeds met hom gepraat deur omstandighede, in die vorm van, hy is nou op hierdie skip, en die storie gaan aan, en daar kom 'n groot storm, en hierdie manne op hierdie skip is onseker wat hier aangaan. Hulle sê, guys, ons moet nou iets voel nie reg nie. Kom ons establish wat hier aangaan. Hulle leer toe Jonas se storie ken, en hy sê vir hulle die God in wat hy glo, en waarmee hy besig is, en hulle besef, maar hierdie is die rede hoekom hier 'n groot storm is. So, ons gaan vir hom moet net afhelp. En hoe die Here jou nog steeds kan gebruik in tye soos dit is amazing, want ons lees toe verder, soos wat Jona afgegooi is, het die waters rustig geraak. En hulle ken toe nou sy storie. En soos wat dit aangaan, dan sien ons ook die mense het begin glo in God en hulle het vir hom 'n lofoffer gebring. So sien jy hoe God nog steeds vir Jona gebruik het, al het hy nie geluister nie. Al was hy weerstandig. God het hom nog steeds gebruik in daai oomblik. En dalk sit jy hier vandag en voel jou omstandighede is besig om jou in te sluk, want Jona se omstandighede het hom letterlik ingesluk. En jy voel dalk, maar Here, waar is U? Hoekom kan ek U nie hoor nie? Ek wil jou aanraai om terug te gaan. Maak nie saak hoe ver terug dit is. Nou, waar is die laaste keer wat die Here met jou gepraat het, waar jy die Here gehoor het, waar jy duidelik geweet het? Dit was die Here se stem, dit was sy plan vir jou lewe. En vra jouself die vraag, het my storie tot en met nou toe, het my lewe tot en met nou toe, was dit in lyn met wat God gespreek het oor my lewe? Is my storie besig om te reflekteer wat God vir my gesê het op daai dag? En dan wil ek vir die vraag vra, want in dit nou, voel ons die Here is nie by ons nie, of die Here praat nie. Dan wil ek vir jou nou die vraag vra, maar hoekom dink jy die Here sal vir jou iets nuuts spreek, as jy nog nie in vervulling leef van wat hy al voorheen vir jou gespreek het? Dis hoekom Jesus sê,
die belangrikheid dat ons hierdie woord moet bestuur, hoekom ons dit moet steward, hoekom ons goeie rentmeesters moet wees, oor wat ons hoor en hoe ons hoor. Die belangrikheid om aandag te gee aan dit, sodat ons kan seker maak, ons bly in lyn met God se plan en roeping vir ons lewe. Nou, my storie van hoe ek op 'n tyd was, waar ek net gevoel het, ek gaan my eie plan vir my lewe maak werk. Ek het Stellenbosch toe gekom, hier kom Swat, en ek wil dalk nog rugby gespeel het, so net gevoel, dit is waant in my lewe gaan. En ek kry toe hierdie droom, waar die Here met my praat. En ek begin toe in dit in te klim, en ek begin dit toe tyd te gee. En vir die van julle wat my nou al ken, en my al gesien het in iets, in 'n korter hempie as hierdie, sal nou weet, ek het so 'n bietjie ink, of tattoos, en jammer as jy nou nie vir dit is nie. Ek weet ons liggaam is 'n tempel, maar my tempel net stained glass windows. So, is nog steeds heilig, is nog steeds 'n tempel, so moenie worry nie. En ek kry hierdie droom, waar ek 'n tattoo kry. En die van julle wat my nou al ken en weet, ek hou nie van gekleurde tattoos nie. So 'n bietjie in my lewe in, om my te leer ken, maar ek hou glad nie van gekleurde tattoos nie. Maar ek kry, julle, soos wat ek in hierdie droom besef wat hier aangaan, besef ek het hierdie baie realistiese, kleurvolle tattoo, my hele arm vol. En ek dink vir my, soos wat dit klaar is, dink ek vir myself, wat doen jy? Dit lyk horrible. En dit lyk glad nie vir my goed nie. En ek begin toe tyd te spandeer in dit, en ek begin in te klim in die woord in dit, en ons vra toe vir bevestiging, en al die goeders, en waar die Here toe vir my sê deur dit, dat sy plan, sy prentjie vir my lewe, lyk baie anders as my plan en my prentjie vir my lewe. Nooit gedink, ek gaan op 'n plek wees, waar ek hierdie gaan doen, waar ek gaan worship lei, waar ek 'n worship leier gaan wees, waar ek 'n leier gaan wees, vir jonger mense nie. Nooit gedink, ek gaan op daai plek wees. En hoe ek begin toe, in daai oomblik, net begin gehoorsaam wees aan daai woord, begin goeders in plek sit, sodat ek in dit kan inbeweeg. En is amazing hoe goeders toe net in plek begin val. Ek sê nie alles is uitgesort en alles is nou net sorted nie, maar hoe goeders vir my vroeg al begin oopgaan en die besefnis kom van wat my roeping is, wat die Here my voorgeroep het. Dat ek kan besef, wat is my roeping, waarvoor is ek hier? En prys die Here, dit is vroeg in my lewe gewees. En ons is op daai tyd nog net die een kampus in die Kaap gewees, by Langeberg, en ons is in die oomblik van wat hulle wou expand en groter raak, en al wat hulle nog gekort het in daai oomblik, so wat ek deel raak van die span, is 'n worship leier en so moes dit wees. En hoe daai deure vir my begin oopgaan, net omdat ek gehoorsaam was, wat die Here vir my gesê het, en op die manier wat hy met my gepraat het. So, jy het baie keer hierdie, kom ons gaan dieper, so die next steps, en ek wil vir ons 5 punte neersit, net uit vandag uit, waarvan jy ook 'n lekker foto kan neem na die tyd, en gaan tyd spandeer op dit wat ons behandel het vandag. Nou, die eerste een is, wees reg om te luister. Sit jouself in 'n plek, sit jouself in 'n atmosfeer, wat ook al jy lees, wat jy hoor, wat jy luister, waar jy beweeg, sit jouself op 'n plek waar jy kan reg wees om te luister. En dan, luister met geloof, die wat en die hoe, waar ons gepraat het volgende. En dan steward jy dit. En dan die derde een, baie belangrik vir ons, wees geduldig. Wees geduldig as dit kom by dit. Dit is God se tyd, nie jou tyd nie. Verstaan, ons wil baie keer goeders uitsort, baie gou, baie vinnig. Wees geduldig. Dan, gee aandag aan wat hy sê, en wees gehoorsaam. Klim in dit in, gaan spandeer tyd in dit. En dan, die 5de een, doen dit. Doen dit. Wees gehoorsaam in dit. Reageer op dit. Klim in dit in. En
Ons gaan nou 'n oomblik vat waar ons dit kan doen. Waar ons net nog 'n bietjie musiek begin speel in die agtergrond. En ons gaan so 2 minute gee, 2-3 minute gee, waar jy net kan sit. Jy kan met die Here chat. Net op jou eie. En jy kan met die Here praat. Vra. En dan gaan ons 'n tyd vat wat ons gaan aanbid. Ons gaan reageer in 'n tyd van aanbidding. So kom ons vat 'n oomblik. Kom ons vat 'n oomblik waar ons net kan sit. Ons kan fokus op sy stem.